gesê het julle kan maar sit, maar julle sit nou klaar. Het is heerlik om hier te wees. Toe die diens begin het en hulle speel hy verskriklike rowwe musiek en hier kom jy aangehardloop. Toe dog ek is elke week se storie, maar klink my nie so nie. Kom ons dit so en ek gaan vir ons open met 'n gebed. En ek gaan oop bid. Want hierdie gebed wat ons by Jesus leer, vra dat die onsigbare sigbaar gemaak word. So julle kan net so sit en ek gaan vir ons bid. Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word, dat U koninkryk kom, dat U wil geskied soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood, vergewe ons skulde, soos wat ons ook ons skuldenaars vergewe. Lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Dan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Baie dankie. Volgende is julle gelukkig, want julle kry met een skrifgedeelte 2 preke. Nou is hulle bang. 2 kortetjies. En ek dink die les wat jy gaan leer, as ek my werk reg doen, is dat ons gaan kyk na die skrif, na die teks, dis die eerste preek, en dan die tweede ene is na die konteks. En ek dink hierdie is 'n baie mooi illustrasie van hoe ons die Bybel werklik kan verstaan, deur dieper te delf en te verstaan hoe dinge gegaan 2000 jaar terug, of selfs 3000 jaar terug, en dan bring dit iets anders uit. So ons gaan eers kyk na die teks en dan na die konteks. Nou die teks, gaan ek sommer eers vir julle vertel. Dis 'n storie wat julle almal dink ek ken, as julle rukkie in die kerk is. Hierdie storie gaan oor iemand wat gereis het, en dan word hy aangeval, ons kan sê gehijack in Suid-Afrika se konteks. Hy word aangeval deur rowers, hy lê onder misdaad, dan lê die persoon nou daar, en dan kom die dominee, ek kyk na niemand nie, dan kom die dominee aangestap, die dominee sien wat hier gebeur langs die hoofweg, maar hy weet hierdie is 'n hotspot, so hy maak seker, hy kyk aan die ander kant toe, en daar gaan hy, want hy moet nou preek, of wat ook al. En dan na so rukkie, dan kom die hoofouderling verby, hy sien op wat aangaan, hy maak seker, hy kyk aan die ander kant toe, en hy vat sy pad, en hy gaan verby. En dan is daar 'n derde persoon wat verbykom, en die derde persoon, soos die ander twee sien wat hier aangaan, en hy stop. Hy gaan nader. Hy raak betrokke. Daar's 'n paar mooi versies. Julle ken die storie, maar die vers 33 sê, hierdie derde persoon, die een wat daar lê, innig jammer gekry. As jy nou Grieks gaan bestudeer, dan sal jy sien sy binnegoed het beweeg. So hy was jy net met rationaliteit 'n opsomming gemaak en besluit wat's reg en verkeerd nie. Sy binnegoed het beweeg. Vir die jonge mense wat hier sit, jy weet voor 'n eksamen, maak jou maag so snaaks, né? Of die mans, as jou vrou sê, liefie, ons moet praat, jou maag trek sommer so saam van die stres, dan wonder jy nou wat waaroor. So sy binnegoed het beweeg, hy was beweeg aan sy binnekant, en dan het hy nou daar begin, en ek hou so van die beskrywing, hy het sy wonde verbind. Hy kon hom nie net genees nie, maar hy kon verbind, en 'n verband hou eintlik maar net vas. En baie keer voel ek as 'n Christen magteloos. My eie pa het elke dag van sy lewe pyn. Ek voel magteloos want ek kan nie pyn wegvat nie, ek kan nie almal genees wie ek wil genees nie. Maar hy het sy wonde verbind, het hom vasgehou. En ten minste kan iemand vasgehou word wat seer het. Dan het hy sy tyd gebruik, hy het sy geld gebruik, hy het sy eie rydier. Hy het die man daar opgesit, hy het nie net vir hom 'n Uber gekry en gesê, daar gaan jy nie. Hy het sy eie rydier gebruik, hy het hom ingenooi,
En dan, julle ken nou al die details. En dan hierdie storie van hierdie 3 mense eindig met 'n vraag: wie is hierdie ou wat so swaar gekry het? Wie was sy naaste? En dan weet almal wat sy antwoord, né? Was dit die dominee? Hulle is so bang om iets nie die dominee te sê. Nee, dit was nie die dominee nie. Dit was nie die hoofouderling nie. Dit was die 3de persoon wat hierdie barmhartigheid gewys het. Die ander vertaling sê medelee. Ons het 'n baie mooi taal, medelee. Daai een was die naaste gewees. Nou barmhartig is 'n woord wat so 'n bietjie oudtyds klink. Wie van julle het hierdie week die woord barmhartig gebruik? Daar by die werk? Nee, ek dink nie so nie. So ek hou daarvan om hom net bietjie makliker te maak. In plaas van barmhartig, sê ek sommer warmhartig. Hy het iets gevoel toe hy daai probleem sien, warmhartig. En dan as jy mooi na die storie lees, hoekom hy in die Bybel staan, was hy nie net warmhartig nie, hy was warmhandig. So dalk vergeet jy alles wat ek vanoggend gaan sê, dan kan jy daarom onthou, warmhandig, warm hande, dat vloei uit 'n warm hart uit. Hierdie beginsel van, jy is net die naaste as jy iets doen, nie as jy sal klink of sal lyk nie. Dit is wel bekend in die Bybel. Ek wil net 2 vinnige verse vir julle gee. As jy by die huis is, kan jy verder lees. Jakobus 2 staan dit so mooi in vers 15. As 'n broer of 'n suster sonder klere en daaglikse kos is en een van julle sê vir hulle, gaan in vrede, word warm en word versadig. Maar julle gee nie vir hulle wat die liggaam nodig het nie, wat help dit? Die teks klink absurd, maar tog as ek na Facebook kyk, dan wys dit 'n care en 'n like, en ek weet nie 'n hartjie, en dan die Engelse skryf, we're sending thoughts and prayers. Thoughts and prayers, net wat ook al verkeerd gaan, thoughts and prayers. Die man het nie thoughts and prayers nodig gehad toe hy daar lê nie. Hy het dade nodig gehad, en in 1 Johannes 3 vers 16, baie mooi, hieraan ken ons die liefde, dat hy, dis nou Jesus, vir ons sy lewe afgelê het. Ook ons behoort ons lewe vir ons broers af te lê. Hoe bly die liefde van God in iemand wat genoeg aardse besittings het en sy broer sien gebrek ly, maar sy hart nogtans vir hom toesluit. Al hierdie verse bevestig mekaar. So daai is ook maklik om te onthou, want julle almal ken Johannes 3 vers 16. En as jy net die een voorsit, 1 Johannes 3 vers 16, dan weet jy, wat is die liefde om dood te gaan vir iemand anders, of minstens 'n donkie, 'n geldjie, 2 aande by die herberg. As jy nou nie wil doodgaan, dan kan jy dan so 'n bietjie gee. So dis die eerste preek, barmhartigheid. Warmhartigheid, geloof met dade. Onproblematies. Nou gaan ek vir julle, kom ek lees eintlik daai, as die klankman my nou gaan help. Kom ons lees hierdie, nee, ek gaan hom nie nou lees nie. Ja, maar maak ek jou die mekaar? Nee. Ek gaan hom klein bietjie terughou. Ek wil nou eers hierdie spanning moet opbou. Hierdie storie wat vertel is, was deur wie vertel? Ja, dit was Jesus wat hierdie storie vertel het. Wie weet, hierdie storie was 'n antwoord op 'n vraag. Wie weet, wat was die vraag? Julle klink nou so charismatiese kerk, net so. Wat was die ja, hulle het gevra, wie is my naaste? En toe vertel Jesus die storie. So as jy hierdie storie wil verstaan, dan was die vraag nie, wat is barmhartigheid nie. Die vraag was, wie is my naaste? En dis wat ek nou vir julle hier so klein bietjie wil oopvlek vanoggend. In Jesus se tyd, tussen die slim geleerdes, ek noem hulle sommer die dominees en die dokters, tussen die slim geleerdes was daar 'n konstante kompetisie om te kyk wie kan die langste ding die kortste opsom. Wie kan die hele wet op die kortste manier saamvat? Nou wens ons die dominees wou dit nog doen deesdae, né?
Hulle wil wys hulle is die slimste deur dit op die langste manier saam te vat. Maar in Jesus se tyd het almal geweet, dit is die speelietjie. As twee slimmes mekaar raakloop op straat of in die tempel, wie kan hom lekker opsom? En in Lukas 10 en in twee ander evangelies, Markus 12 is die ene, dan kry ons hierdie vraag waar 'n skrifkenner na Jesus toe kom. Daar is dieselfde antwoord, maar hulle sê die vraag op twee maniere. Die een sê, hier in Lukas, hy sê, wat moet ek doen om die ewige lewe te kry? Maar hy bedoel eintlik, hoe som ek alles op? Wat is die punt van alles? Wat moet ek doen om die lewe te kry? En die ander twee evangelies sê dit nie, wat moet ek doen om die ewige lewe te kry nie? Hulle sê, wat is die belangrikste gebod? Maar dieselfde ding, hoe som jy hierdie die kortste op? Dis 'n uitdaging vir Jesus, en die teks sê dit direk, hy sê, hy wil vir Jesus toets. Onthou julle, dit staan aan. Hy wil vir Jesus toets. Nou moet Jesus spring, hy moet nou bewys. En dan in twee van die evangelies antwoord Jesus, en Lukas draai dit om, hy sê, jy vra nou vir my, wat is die bottom line? Sê, wat leer jy in jou Bybel? Vra hy nou vir die man terug. Hy gooi die vraag terug, hy sê, wat leer jy? Wat lees jy in die wet? Dan antwoord hierdie einste skrifkenner vir Jesus. Hy sê, jy moet God lief hê met alles wat jy het, en jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Dan sê Jesus vir hom, perfek. Die jong klomp, hy sê, you nailed it. Perfekte antwoord. En dan sê Jesus vir hom, doen dit en jy sal leef. So hy is baie tricky. Want hy gooi dit terug, die man blink daarvan hoe slim hy is, hy gee die regte antwoord, dan kom kap Jesus hom net so bietjie onder die knie en sê, jy wat jou so slim hou, jy wil my kom toets. Doen dit en jy sal leef. Nou is die man verneder, want die implikasie is, hy doen dit nie. Hy praat net slim stories, en dan sê die teks, hy wil homself handhaaf in hierdie kompetisietjie. Hy wil homself handhaaf, en toe gooi hy vir Jesus nou nog 'n draaibal, en hy sê vir hom, maar wie is my naaste? As dit dan nou is, wees lief vir God, wees lief vir my naaste, wie is my naaste? Nou, NG lidmate kan glad nie identifiseer dat ons altyd wil stry en as ons saamstem, dan dink ons iets anders uit, tot ons op 'n punt kom waar ons kan verskil. Nou gaan ek het dit nie beplan nie, maar ek gaan my grappie vertel. Hulle sê, as twee Engelse mense op 'n eiland uitspoel, dan stig hulle 'n klub. As twee Afrikaners uitspoel op 'n eiland, dan stig hulle af. Lyk my dis baie skrif getrou. Die ou vra vir Jesus, in die lig van hierdie gestryery, nou wie is my naaste, en hoekom dink hy is slim deur dit te vra? Daai wat hy aanhaal, wees lief vir God met alles wat jy het, staan in Deuteronomium 6 vers 5. Julle ken dit, dis 'n opsomming van die wet. Ek verkort dit nou, want ek slim. Wees lief vir God met alles wat jy het. Dis die eerste een, wees lief vir God. Die ander ene is 'n aanhaling, hulle dink dit nie uit nie, hulle ken hulle Bybel. Die ander een is 'n aanhaling uit Levitikus 19 vers 18. So as jy twee Bybelversies wil ken, dis 'n goeie plek om te begin, Deuteronomium 6:5 en Levitikus 19 vers 18. En as jy nou hier in Levitikus gaan staan, by vers 18 en by vers 17, daar moet ek dit vir julle direk lees. Dan gaan julle my glo. Levitikus 19 vers 17 sê, jy mag nie jou broer in jou hart haat nie, wys jou volksgenoot openhartig tereg. Jy mag nie 'n misstap teen hom bly hou nie. Jy mag nie haatdraand wees en 'n wrok koester teen die kinders van jou volk nie. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Ek is die Here. Hier's 3 goed in hierdie teks wat uitstaan. Jou broer, jou volksgenoot, die kinders van jou volk.
So as hierdie ou vir Jesus wat nou so moeilikheid kom maak, die hele tyd vir almal lief is, dan kom herinner hy hom net bietjie wat staan in die woord. Jy met jou volksgenoot, die kinders van jou volk, hulle is jou naaste. En dit was so vir duisende jare, as hy gepraat het in Jesus se tyd van naaste liefde, dan was dit vir jou groepie, vir jou volk. En dis wat hy vir Jesus wil kom uitlok en sê, herinner ons, wie's ons mense? En dan besef Jesus wat hy doen oor hierdie volksgenote storie, en dan vertel hy die verhaal van waarskynlik 'n Jood wat seer gekry het, en die priester en die leviet loop verby, en wie is daai derde een? Ek het dit nog nie vanoggend gesê nie. Samaritaan. En vir ons wat vandag leef, ons weet nie meer wie is die Samaritane nie. Die Samaritane was, jy gaan opkyk, hulle was die honde. Daar's ou geskrifte wat sê, dis beter om saam met die varke te eet as saam met die Samaritane. So die varksigste hond van 'n mens, dis wie Jesus antwoord met hierdie is jou naaste. En is verskriklik, ek seker is deel van hoekom hulle hom doodgemaak het. Want nou moet jy saam die varke eet. Nie net dit nie, hierdie teks draai 'n ding om. Hy sê nie, gaan ryk uit na die varke en die honde en voer hulle nie. Die varklike hond is die enigste een wat hom ontferm het teenoor die Jood. Wat Jesus kom doen in hierdie storie van die barmhartige Samaritaan. Hy kom sê vir ons, wie ook al ons dink is die heel verste van ons, daai een is jou naaste. Nou geniet ons die Bybel, julle sit hier so en as julle nou ander tipe kerk was, sou julle gesê het, amen. Ons geniet die storie, ons waardeer die storie, dit klink mooi op die oor, maak jou verste jou naaste, totdat ek jou uitnooi, en ek sal dit nou nie hardop doen nie, totdat ek jou uitnooi en ek vra, wie is jou verste? Wie is vir die een wat vir jou soos 'n hond voel, wat jy sal sê, nee, genoeg is genoeg. Ek is nou moeg vir die enetjie, of daai enetjie. Wie is jou prakties jou verste? Van daai verste, vir wie jy nie lus het nie, dit sê Jesus, die word jou naaste. In Matteus 5 vers 43 sê Jesus vir die mense, daar julle weet, dis gesê, wees lief vir jou naaste, maar jou vyand moet jou haat. Nou Matteus 5 vers 44 sê Jesus vir ons, jy moet jou vyande lief hê. Dis dieselfde ding. Om te sê, vat jou verste, die hond, die vark, maak die 'n naaste, is dieselfde as om te sê, jy moet jou vyand lief hê. En ek weet ons is gelukkig met die filosofie daarvan. Maar in die praktyk, ek bly in sentraal Johannesburg. Ek ry op my motorfietsie, as ek nie met my bakkie is soos vandag nie, ry ek met my motorfiets in die pad. En dan is daar sulke interessante, reghoekige verstes, met wie ek te doen kry elke dag op die pad. Hier's 'n paar mense wat sondes het, hulle binne van belei en oor hoe gegil hulle. Maar hierdie reghoekige verstes bestuur nie net sleg nie, hulle simboliseer sommer alles wat my kwaad maak. Ek is nou moeg af. Dis 'n praktiese verste daar waar ek bly. Julle het seker nie sulke probleme nie. Ek gaan nie ander voorbeelde gee van my verstes nie. Party van ons verstes is ons voor baie kwaad. Party van ons verstes verdien nie eers dat ons vir hulle kwaad is nie. Ons ignoreer hulle maar net. Nobody's. Nou, as ek vir julle vra, wie is julle verstes, dan kan ek luister wat julle antwoord. En ek bedoel nou nie net hier in die erediens nie. Ek bedoel as ek na jouself na jou lewe kyk. Ek kan vra en luister wie dink jy is jou vyand, wie dink jy is jou verste?
Maar die beste manier vir my om daai vraag te beantwoord, is om te kyk met my oë, nie om te luister met my ore nie. En dan raak dit verskriklik moeilik. As ek vanoggend vra, wie is nie jou naastes nie, wie is jou verstes, dan kyk ek net, wie is nie hier nie. Dan kyk so. Dan kyk ek, wie is nie hier nie. As ek baie bly oor wie is julle verstes, want ek sien nie een stommer of WP ondersteuner het. Dis net goeie mense hier. Leeu's en bulle. Die verstes bly buite. Hulle is nie hier vandag. En dit gaan nie net oor die kerkgebou nie. Inteendeel, dit gaan oor wat se storie vertel my deurkusyn by die huis. Elke dag. Wie is my verstes, wie is my naaste? Wie kom nooit in my huis in nie? Wie is so 'n varklike hond, dat as hy by my huis instap, gaan my kindertjies hulle doodskrik? Ek het 'n swart vriend wat altyd met 'n All Black trui rondloop. Nou die sal groot probleme maak, maar dis nou oor die rugby trui wat hy dra. Wie is ek nie gewoond in my huis nie? Wie is nie ek nie gewoond by my kerk nie? Ons oë kan 'n beter antwoord gee as ons ore, want ons ore hoor altyd, ons het baie slim stories soos hierdie skrifkenners. Hy gaan hiertoe, dan gaan hy daartoe, hy dans so met Jesus, maar Jesus kom net reguit. En soos wat daai ou slim was en gesê het, dit en dat, wie is my naaste, dan sê Jesus vir hom daarso, jy's reg, doen dit. En aan die einde van die storie van die barmhartige Samaritaan, dan vra Jesus, wie van julle sê was die naaste vir hierdie man? En dan antwoord hierdie slimkop. Dan sê hy, die een wat medelee getoon het. Nou dis snaaks, hoekom antwoord hy dit so? Hy kan nie die woord oor sy lippe kry nie. Hy kan nie hierdie storie met Jesus, hy kan nie erken, die Samaritaan is my naaste. Ek so lus om voorbeelde te gee, maar dan word mense ontstel. Maar om 'n naam te gee, dink aan individue wat jy ken, dink aan kleure, hempies en hoedjies wat mense dra, enige iets kan jy aan dink, om te sê, daai een is my naaste. Dis wat vir hom te erg was. En dan eindig daai hele teks met baie eenvoudig, ek gaan nou die hele teks lees, om dit vir ons bymekaar te bring. So ons kan begin by Lukas 10, vanaf vers 25. En dan gaan ons hom deurvat tot aan die einde, maar die hele storie eindig met, gaan maak jy ook so. So aan die begin sê Jesus vir hom, julle sal hoor, hy sê, doen dit en jy sal lewe. En heel aan die einde van alles, ons almal nou klaar gestry, sê hy, gaan maak jy ook so. En dis lekker, ons praat hier binne, die ouende is dit eenvoudig, gaan ons dit doen of nie? So nou, dat julle alles gehoor het, kom ons probeer die teks met vars ore hoor vanoggend, al hierdie konteks, al hierdie subtemas, en kyk, 'n sekere wetskenner het opgestaan om Jesus te toets en hom gevra, Meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te erf? Jesus sê toe vir hom, wat staan in die wet geskryf? Wat lees jy daar? Hy het geantwoord, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel, met al jou krag en met jou hele verstand en jou naaste soos jouself. Jy het reg geantwoord, het Jesus vir hom gesê, doen dit en jy sal leef. Maar hy wou homself regverdig en het toe vir Jesus gevra, en wie is my naaste? Hierop het Jesus geantwoord, 'n man het van Jerusalem af gegaan na Jerigo en is deur rowers oorval. Hulle het sy klere uitgetrek, hom geslaan en toe weggegaan en hom half dood agtergelaat. 'n Priester het onvoorsiens met daardie pad langs afgegaan
En toe hy hom sien, het hy aan die ander kant verbygegaan. En net so het ook 'n Lewiet by die plek aangekom, en toe hy hom sien, het ook hy aan die ander kant verbygegaan. Maar 'n Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom, en toe hy hom sien, het hy hom innig jammer gekry. Hy het na hom gegaan, sy wonde verbind, en olyfolie en wyn daaroor gegiet. Toe help hy hom op sy eie rydier, neem hom na 'n herberg, en versorg hom daar. Die volgende oggend haal hy 2 denariërs uit, gee dit vir die herbergier en sê, versorg hom, en wat jy ook al bestee, sal ek jou betaal wanneer ek terugkom. Wie van hierdie 3 dink jy was 'n naaste vir die man wat deur die rowers oorval is? En hy het geantwoord, die een wat ontferming aan hom betoon het. Toe sê Jesus vir hom, gaan maak jy ook so. Ons geloof is baie eenvoudig. Ons hoef nie te stry oor dinge nie. Ons weet wat om te doen. Ons weet hoe dit lyk om Jesus te volg. Ons moet dit net doen en nie vashak by slim stories en gestryery nie. Elke jaar op 16 Desember nooi ek vriende en dan moet ons karre, ek probeer die almal met 'n wit Fortuner het eers te nooi, maar dan moet ons karre, dan trek ons so laar, so halfmaan laar in die township. En dan braai ons daar binne en ons speel sokker daar binne en ons gesels en ons kuier en ons sinnetjie is, hulle is nou binne. En ek dank God daarvoor. Ek het my kind 'n voorlaaier hoef te gee nie. Hulle is nou binne. Dis 'n praktiese reaksie op hierdie teks van die Samaritaan, die verste te naaste geword het. Gister het ons lekker gekuier, sodat jy weet, so ek weet nou nie van julle, is julle te kwaad om News24 te betaal, maar in News24 vanoggend is al 'n lang artikel met klomp foto's van alles wat ons gister gedoen het. En nou sê mense, joh, dis kruidskaap, julle is in die koerant. Dan sê ek, nee, dit is 'n tragedie. Laat dit in die nuus moet kom, omdat ek met iemand anders gebraai het. Dit wys vir ons in wat 'n moeilikheid is ons land. Ek het niks gedoen nie, ek het sokkerbal geskop, nie is goed nie, en ek het gebraai, dit het ek goed gedoen. Ons elkeen het ons unieke gawe. Maar laat dit op die nuus kom, julle. Dit sê vir my, in ons land het ons nog nie begryp hoe om van verstes naastes te maak. Ons het nog nie besef, daar is barmhartige Samaritane, wat ook vir ons wil kom vashou en kom genees. Kom ons bid saam. Here, as Christene wil ons altyd na U toe kom met dankbaarheid. In die oggend en in die aand, in die goed en in die sleg. Van die slegte en die moeilike goeders trek ons nader aan U. Wys vir ons wat aangaan. Daarom kom ons altyd in dankbaarheid. Help ons om ons kla om te draai en klaag, laat ons net by U sal kla in gebed, en laat ons nie getuienis van klaagkouse sal uitleef. In die teks, Here, weet ons so, dit sou so maklik gewees het om te kla oor die misdaad en hoe gevaarlik dit is op die pad. Maar ons vra vir die genade, laat ons sal braaf wees en ons lewe gee in liefde. Ons sal barmhartig en warmhartig sal wees. Here, help ons as ons Onse Vader bid, om so prakties te wees elke dag. Ons sal sien, wat is U wil? Hoe lyk U koninkryk? Hoe lyk vergifnis? Hoe lyk dit as almal brood het? Hoe lyk dit as ons bewaar word? Hoe sien ons U krag? Hoe is ons deel van U krag? Hoe sien ons U heerlikheid en
Val Here, hoe maak ons dit heerlik? Ons kan hierdie dinge nie self doen nie, Here, ons wil nie eens dit self doen nie. As 'n gemeente, as broers en susters vandag, vra ons, laat U Gees ons harte sal volmaak, sal warm maak, ons sal medelee gee, en dat ons dan gehoorsaam sal wees, soos wat U dinge oor ons pad bring, om te reageer uit liefde. Dankie vir U woord, Here. Dankie dat U aanhou met ons te praat, selfs al vat dit soms lank om te luister. Amen. Mag die God, wat van baie ver af, naby in jou gekom het, jou die genade gee, om elke week van verstes naastes te maak. Amen.